Die Here se genade is genoeg vir jou. Daar's so baie dinge wat om jou aangaan, daar's so baie dinge wat om ons aangaan, daar's so baie dinge wat jou aandag verg. Ek het net vanmôre vroeg ervaar, ek moet vir iemand sê vandag wat hierdie boodskap hoor, die Here se genade is groot en goed genoeg vir jou. Ek gaan in die woord in, by 2 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 10, en dit sê die volgende, eintlik vanaf vers 9. Dit sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. In die plek waar jy jouself bevind, bid ons baie keer vir dinge en deurbrake en verandering, en ons vra die Here om ons uit 'n situasie uit te haal, maar vanmôre wil ek net vir iemand sê, daar waar jy is en waar jy jouself bevind, dalk is dit 'n plek van onsekerheid, dalk is dit 'n plek van siekte, dalk is dit 'n plek van besluitneming. Ek wil vanmôre vir iemand sê, God se genade is genoeg vir jou. Dit sê, my krag word in my swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit sê, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, vervolgelinge, in benoudhede, maak nie saak waar ek myself bevind en hoe moeilik dit raak nie, ek gaan rustig raak, ek gaan glo dat God het my geposisioneer vir 'n tyd soos die. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en die einde. Hy gaan my nie net hier los nie. Manne, ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan jou nie los net daar waar jy is nie, maar daar waar jy is, sal sy genade jou kry. Daar waar jy is, sal sy genade jou vind, dit sal jou bekragtig en dit sal jou tot in die ander kant kry. Dit sê, want wanneer ek swak is, wanneer ek fisies uitgeput is, emosioneel uitgeput is, wanneer ek siek is, wanneer ek sonder krag is, dan is ek eintlik sterk. Wat skryf Paulus hier? Dit sê, dan is ek sterk, dan is ek kragtig, daar's moontlikhede, daar's vermoëns. Wat bedoel hy? Soms moet jy kom tot op die einde van jouself, dat jy die begin van sy krag kan sien. Soms moet jy kom tot op die einde van jou planne en jou ideale en ons plannetjies wat ons altyd maak om deur die maand te kom of om besluitnemings te maak. Soms moet ons ophou leun op ons eie verstand, ons eie vermoë en ons eie kennis, en daar wat jy op jou einde kom, begin jy funksioneer in die krag wat God vir jou beskikbaar het. Dit sê in Jesaja 43 vers 2, dit sê, wanneer jy deur diep water van moeilikhede gaan, sal God by jou wees. Dit sê, wanneer jy deur die riviere gaan, wanneer jy voel jy verdrink, en jy weet nie wat om te doen nie, sal die water jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, wanneer dit voel dis warm oral waar jy gaan, en jy kry net nie 'n blaaskans nie. Manne, hoeveel keer in hierdie laaste week het jy net by die werk uitgestap, of by die kantoor uitgestap, of by jou huis uitgestap, om net 'n oomblik van stilte te kry, en net diep asem te haal en net rustig te raak. Partykeer is die verdrukking baie, maar dit sê, wanneer daai vuur om jou is, sê die Here, jy sal nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Dis baie keer oorweldigend uit 'n emosionele perspektief uit wat jy tans ervaar, maar manne, sy genade is genoeg vir jou. Ek gaan baie kortliks net 3 punte met jou deel, baie eenvoudige punte, en ek wil hê met 'n knoop aan jou hart. Punt nommer 1 wil ek vanmôre vir jou sê, manne, jy gaan deur dit kom. Jy waar jy sit, jy wat my nou hoor, jy wat luister hiernaar, ek wil vandag vir jou sê, waar ook al jy jouself bevind, wat ook al die challenge is, hoe groot jou Goliat mag wees, hoe toe en ver die see voor jou is, maak nie saak wat nie, hoeveel die Egiptenare is wat agter jou aanhardloop, ek wil vandag vir jou sê, manne, jy gaan hierdeur kom. Het is nie altyd maklik nie. Maar het sê in Hebreërs 12 vanaf vers 11 tot 14, en bied my die geleentheid om dit vir jou in Engels te lees, dit sê dit so mooi. It sê, now all discipline seems to be painful at the time. Yet later it will produce a transformation of character. Dit sê, wanneer jy jouself bevind in hierdie plek van pyniging, en jy kan besef dat jy gaan daardeur kom, dat God jou nie gaan los nie, is daar iets wat wakker word in jou karakter, en die karakter sê, it will bring a harvest.
Daar sal 'n oes wees op die karakter wat vorm in jou moeilike tyd. In jou vuuroond is daar iets wat binne in jou vorm. It said, it will bring righteousness and peace. Wanneer jy daar is, want dit is baie keer wat ons soek het 'n oomblik van stilte, ons soek 'n oomblik van vrede. God sê, jy besef dat jy gaan deur dit kom. Besef daar's iets wat gebeur binne in jou karakter. En dit wat in jou karakter gebeur, bring vir jou 'n oes, en daai oes wat kom, deel van daai oes, manne, dis goddelike vrede. Dis 'n bonatuurlike vrede, dis 'n bonatuurlike rus wat nie sin maak vir die wêreld nie. Wat nie gaan sin maak vir die mense om jou nie, maar God wil jou daar waar jy is, bonatuurlike vrede gee. Driekas, hoe kom ek daar? Is maklik om te sê, alles gaan oukei wees. Wat doen ek terwyl ek in die vuuroond staan? Wat doen ek terwyl Goliat voor my staan? Wat doen ek terwyl die Egiptenare agter my is? Wat doen ek nou en hier? Wat is die plan van aksie? Wat is die gameplan? Die volgende skrif sê dit vir ons. Hy sê in vers 12, so be made strong. Word sterk, word kragtig. Dit sê, even when you are weak. Word kragtig, selfs daar waar jy sterk is, deur die volgende te doen. Hy sê, by lifting up your tired hands in prayer and worship. As jy wil hê, dit moet in jou karakter vorm, daai bonatuurlike oes moet kom, wat vir jou vrede gee, gaan jy op die plek waar jy is, wat jy nie wil opstaan uit die bed uit nie, wat jy nie wil gaan na die werk toe nie, wat jy moeg is en mat is, en jy wil nie opstaan, jy wil net bly waar jy is, in that place of being tired, you need to lift up your hands. Of vir iemand vanmôre sê, is net weer tyd om jou kop op te tel en jou hande op te lig. En dan net jou hande op te lig, wat doen ons? In gebed en aanbidding. Om daar in daai plek van moegheid, van swakheid, van dalk voel jy net baie teleurgestel, dalk voel jy net kwaad, dalk is jy kwaad vir die lewe, dalk is jy kwaad vir die Here, dalk is jy kwaad vir jou familie, dalk is jy kwaad vir jou dorp, vir jou baas, daar waar jy is en jy's moeg en jy's mat, lig jou hande op en begin met die Here gesels. When you are tired, lift your hands in prayer and worship, and He will strengthen your weak knees. Is daar waar jy op 'n plek kom van oorgawe, wat God jou sal bekragtig. Manne, punt nommer 1, jy gaan deur dit kom. Wat ook al jy nou face op hierdie oomblik, jy gaan daardeur kom. Punt nommer 2, jy moet krag vind in God. Jy moet krag vind in God. Hy is die Alfa en hy is die Omega, hy is die begin en die einde, maar wat ons moet onthou is, hy is daar van die begin tot die einde, wat beteken, hy is die God van die middel ook. En is daar in die seisoen wat jy jouself bevind, in die middel, wat jy nie krag kan trek uit jouself uit nie, maar jy moet krag trek uit God uit. Ek praat gister met 'n man, en ek besef sy grootste vyand, is nie sy vyande voor hom nie, dis sy gedagtes wat hy dink. Man, soveel keer dink ons onsself uit 'n deurbraak uit. Baie keer dink ons onsself uit dissipline uit. Gister na werk voel ek ook, ek's moeg en ek is net lus om huis toe te gaan en nee, man, jy wil net daai 2 liter Coke oopmaak en hom klaar drink met klomp ys, want ons is nie bang vir koue in Klerksdorp nie. Kan ek 'n amen kry? Ek kan sien al die manne wat nog ys koop en is natuurlik net vir Coke. Amen. En ek kom by die huis en ek begin dink oor, wil ek nou gaan draf? En ek besef van hom, ek is nie lus om te draf nie, glad nie. En nou boonop dit, wil my kinders ook nie, ek moet ry nie, my vrou sê ook, ag, bly net bietjie by die huis man, alles is oukei. En ek besef in daai oomblik, het ek 'n keuse om te maak, gaan ek gemak kies, of gaan ek dissipline kies? En soveel keer, kies ons gemak oor wat ons dink, en nie oor wat ons voel nie. My lyf is gereed om te gaan, maar my kop is nie. En daarom, as ons gedagtes kan in gevangenskap bring tot die gehoorsaamheid van God, gaan ons baie meer deurbrake ervaar. Dit sê in 2 Korintiërs hoofstuk 10, gaan ek vir julle lees vanaf vers 3. Dit sê, want hoewel ons in die vlees wandel, ons is vlees en bloed,
voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nee, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Maar is kragtig deur God om vestings neer te werp. Dan sê vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem. Almal sê saam met my, elke gedagte. Sê weer saam met my, elke gedagte. Dit sê ons vat elke gedagte gevange wat kom teen die gehoorsaamheid aan Christus. Dit sê jy kom op daai punt wat jou gedagtes jou nie meer lei nie, maar die Heilige Gees in jou wat God vir jou gegee het, hy lei jou nou. En daarom sê die woord, toe Jesus opgevaar het, toe sê hy, ek los jou nie alleen nie. Ek los jou met 'n helper en sy naam is die Heilige Gees. Manne, ons moet terugkom op die plek wat ons luister na die Heilige Gees. Want wanneer ons luister na die Heilige Gees, gaan hy jou keer voor jy na die verkeerde plekke toe gaan. Wanneer jy luister na die Heilige Gees, gaan jou gedagtes stop voor dit gaan na die verkeerde gedagtes waar dit nie moet gaan nie. Wanneer ons luister na die Heilige Gees, gaan hy 'n wag vir ons mond sit voordat ons sê wat ons nie moet sê nie. Ons moet terugkom om te luister na die Heilige Gees se stem. Ek hou van wat hy sê in die Engels in die Passion Translation en sê, we capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to God. My gedagtes en dit wat ek dink, sodra ek voel dit hardloop weg, het ek die verantwoordelikheid om dit te keer en sê, die is nie wat God vir my beplan het nie. Die is nie God se gedagtes rakende my lewe nie. Ek stop dit, ek bind dit en ek set my mind op die dinge van bo. Jy moet krag vind in God. Hy sê so mooi in vers 6, hy sê, since we are armed with such dynamic weaponry. Manne, jy het wapens ontvang. Jy het krag ontvang. Maar dit help nie, jy het 'n geweer in jou kluis en jy kom op die jagveld en hy lê in jou kluis nie. Dit help nie, jy koop die wapen en daar waar jy hom nodig het, is hy toegesluit in die kluis nie. Dan gaan daai bokkies voor jou verby hardloop en hulle gaan weghardloop. Jy sien, baie keer maak ons so met die woord, die Here gee vir ons die woord, die Bybel, hy's ons swaard, dis ons wapen, maar ons los hom nie in die kluis nie, maar ons los hom in ons bedkassie. Ons los hom in die boekrak. En dan probeer ons krag vind in dit wat ons sien, ons probeer krag vind in sosiale media, ons probeer krag vind in opinies, ons begin krag vind in die ekonomie, en hoor my vandag, jy probeer krag vind by jou vrou, jy probeer krag vind by jou kinders, jy probeer krag vind by jou familie, maar die Here sê, wanneer jy in die middel is, vind krag in my. Haal uit jou wapen, wat die Here vir jou gegee het. Baie keer mis ons deurbrake en die aanvalle hou aan. Want as daai geweer vir jare in die kluis lê en jy gaan skiet dadelik sonder om hom in te stel, gaan jy mis. Baie keer los ons net ons Bybel in die boekrak en wanneer die moeilike tye kom, wil ons hom vinnig uithaal en net begin skiet. Nee, die woord sê, gee vandag aan my daaglikse brood. En die Here roep ons om weer ons geestelike wapens op te tel, manne, en by ons te dra. Die Bybel moet nie net in jou boekrak wees nie, die Bybel moet in jou hart leef. Moenie jou krag vind in dit wat om jou aangaan nie. Vind jou krag in die Gees wat in jou gedeponeer is, die Heilige Gees. En hou daai swaard skerp. Stel hom in, dat wanneer die vyand kom, jy reg is, en jy gereed is, en dat jy raak skiet. En dan sluit ek af met punt nommer 3. Manne, opgee is nie 'n opsie nie. Giving up is not an option.
Vang daai gedagtes vas vanmôre. En dis waar ek die salwing gevoel het toe ek voorberei. Ek wil vanmôre, al is dit net vir een man sê, die gedagtes wat jy bedink om op te gee, bind dit en sny dit vandag in Jesus se naam. Opgee is nie 'n opsie vir jou of vir my nie. Ons gaan dit maak. Ons vind ons krag in hom en ons gaan nie opgee nie. 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. Sê in die Passion Translation, hy sê, though we experience every kind of pressure. Jy het baie druk om jou, druk voor jou, druk agter jou, druk van die werk, druk van jou familie. Jy het al hierdie druk om jou. Though you experience this pressure, we are not crushed. At times we do not know what to do. Ons weet nie altyd wat om te doen nie. But quitting is not an option. Opgee is nie 'n opsie nie. We are persecuted, but God has not forsaken us. God het ons nie verlaat nie, manne. We may be knocked down, but we are not knocked out. Jy voel dalk nou jy is daar op 'n laagpunt in jou lewe. Maar ek roep jou vandag, soos God vir Gideon geroep het, hy het gevoel soos 'n failure en die Here roep hom dapper held. Ek roep vandag elke man, dapper held, staan op, dapper held, jy gaan dit maak, dapper held, jou krag is in God, dapper held, opgee is nie 'n opsie nie. Jy gaan dit maak. En jy gaan okay wees. Manne, ek wil vra dat julle saam met ons sal staan vandag. En ek sluit af met hierdie volgende skrif wat Samson gebid het. Samson is op 'n plek wat hy foute gemaak het in sy lewe, wat hy sy mandaat seer gemaak het, wat hy verkeerde stemme toegelaat het in sy lewe, hy het 'n verkeerde vrou toegelaat in sy lewe, en hy het dom besluite begin maak. En dit kos hom, en hy betaal 'n prys, maar daar wat hy vasgebind is, wat hy sy visie klaar verloor het, wat die mense hom mok, hy was op die lowest of lows, bid hy 'n gebed aan God, en ek wil dit vandag vir julle lees. It says, Samson called to the Lord and he said, O Lord, please remember me and please strengthen me one more time. Here, ek weet ek het droog gemaak, maar wat ek nou vra, Vader, deur die genade, onthou my, Here. En soos U my onthou, Vader, my nie net onthou nie, maar Vader, gee my die krag om te oorwin waar ek tans is. Here, moenie my hand laat gaan nie. Ek gaan vir 'n oomblik vra dat almal hulle oë sal sluit en net hulle hoofde sal buig. En as hierdie jou gebed is, as jy vanmôre vir die Here wil sê, Here, onthou my, Here, bekragtig my nog een keer. Ek kan dit nie op my eie doen nie, maar ek weet met U gaan ek dit maak. Ek gaan my krag in U vind en ek gaan nie opgee nie. Maar as jy daai aanraking van die Here vanmôre het met elke oog gesluit vanmôre in die gebou, wil ek jou vra, vat 'n stap van geloof, steek net een hand op. Jy sê, Here, hier is ek. Onthou my, bekragtig my. Jy is welkom om jy hand weer te sak. Vader, ons kom as manne by mekaar. En soms maak ons, of ons alles by mekaar het, maar Here, U ken ons harte deur en deur. U weet waarmee ons sukkel. U weet waar ons tekort kom. U weet wat se stupid besluite ons soms maak.
Maar Here, ons wil nie meer so leef nie. Ons wil beter wees. Ons wil goddelike manne wees. En Here, soms het ons nou versuim om te glo in God en te glo in onsself. En daarom vanmôre, Here, kom ons as mans en ons lê alles neer by U voete. En Here, ons roep uit vanmôre, Lord, remember us. Onthou my, Here, en bekragtig my vir die seisoen waar ek is. Ek bid vir elke man wat swaar trek, mag hy krag vind in die Here, mag hy weet hy gaan dit maak. En Here, gee hom die krag en die ywer om nooit, maar nooit op te gee nie. Ons seën mekaar in Jesus naam. En almal sê saam, amen. Manne, ons waardeer julle, mag julle 'n besonderse naweek hê. Ons sien mekaar volgende week om 6. God bless. Totsiens.